Ons is besig met die reeks, die duiwel glo ook in Jesus. Wat maak jou geloof anders? En Jakobus kom challenge ons met dit en sê vir ons, die duiwel glo ook, hy glo ook in Jesus, hy weet wie Jesus is, hy weet wat Jesus gedoen het aan die kruis, maar sy reaksie op dit is 'n reaksie wat nie waardig is tot redding nie, is 'n aksie wat God nie aanvaar nie. En so sê ons dan vir mekaar, wel as dit die geval is, dan moet ek kyk dat my geloof in Jesus nie soos die duiwel se is nie. En ons meet ons reaksies, en waarteen meet ons dit? Teenoor die woord van God. Dis al maatstaf wat daar is. Ons hou dit op soos 'n spieël, en ons sê, okay, kom ons kyk hoe die duiwel optree, kom ons kyk hoe ons moet optree. En ons weeg dit op, en ons kry ons lewe in alignment met wat die Bybel vir ons sê. Vandag is week 4, en vandag wil ek bietjie anders begin. Ek gaan begin met 'n speelietjie. Hierdie speelietjie se naam is, wie sou dit doen? Okay, wie sou dit doen? En wat ek gaan doen is, ek gaan 5 prentjies vir jou wys, en ek wil by wyse van hande, jy moet net jou hand opsteek as jy dit sou doen op hierdie prentjie. Okay, is julle reg? Jy lyk vir my maar moeg vanoggend weer. Okay, let's go. Prentjie 1. So jy het 'n waaghalsige vriend of vriendin, en hulle sê, man, ek gaan jou stiek vandag. En waarvoor stiek jy my? Vir 'n skydive. Ons gaan bietjie uit 'n vliegtuig uitspring en kyk dat die bloed vinnig deur ons are vloei. Wie sou dit doen? Mense wat my ken weet ek sou dit doen, né? Ek sou dit nooit doen nie, man, as jy mal. Hoekom wil jy so iets doen? Okay, die volgende een. Jy het nog 'n waaghalsige vriend, julle gaan bietjie kus toe, en as jy by die kus is, hierdie vriend like van swem in die see en surf en so, jy sien daar's 'n vin of 2, maar hierdie vriend sê vir jou die water is so lekker, en selde sal hulle mense aanval. Ja, soos 'n by, moet net niks aan hulle doen nie, hulle gaan niks aan jou doen nie, kom ons gaan swem lekker. Wie sou dit doen? Oom Jan, come on oom Jan. Okay, volgende een. Okay, hier's 'n lekker een, julle gaan kamp. Daar's 'n swart mamba, hy pik jou pel op die vingerpunt van sy vriend, en binne sekondes moet een van julle sy vinger afsny, of hy gaan dit nie maak nie. Dis nie van dokter toe gaan daai vibes nie. Swart mamba, jy het minute, so binne sekondes, en jy is die een met die knipmes. Sou jy dit doen? Wie sou dit doen? Van julle is soos, ja, dis soos, ek het gewag my hele lewe vir hierdie oomblik. Ek wens is my man se vinger, en dan gaan my tyd vat. Julle is nogals, julle was vinnig op daai een, okay, volgende enetjie. Okay, daai vriend vat jou weer op by 'n gebou, en soos jy kan sien, daai gebou daaronder is baie ver af, onder toe, het jy al sien in die wêreld, is al sulke rollercoasters, wat by die kant van geboue afgaan. Wie like sulke goed? Wie sou dit doen? Gail love sulke goed, weet julle, toe ek haar ontmoet het, ek het haar so 6 maande geken, toe gaan ons Australië toe wou daai tyd waar haar ouers immigreer. En natuurlik, sy haar pa, hulle love sulke goed. Ek haat sulke goed. En ons is by die theme park daar in Australië, en jy sien, alles is net soos, het lyk of hulle probeer om by die hemel uit te kom, soos hulle hierdie goed bou. Ek haat dit, ek hou nie van sulke goed. As jy my wil stiek, moet my nie na 'n theme park, vat my by die kinderdeel met die perdjies, dis fine, maar nie die tipe goed, dis crazy. Laaste een. Okay. Ons is by 'n skoolsaal, Rihanna Nel tree hier iewers by 'n skoolsaal op. Ek en jy, ons het afgespreek, ons gaan daar wees, maar jy sien ek kom nie. Ek sit vas iewers in die verkeer, so die skoolhoof kom na jou toe en sê vir jou, hey, jy's mos in Familia, Jacques moes nou geopen en ons moet begin. Sal jy asseblief gou ietsie kort deel en open met gebed? Wie sou dit doen? Wie sou dit doen? Okay, yes, julle is braaf. Ek gaan julle toets op dit. Okay, nou, net 'n vinnige ysbrekertjie. Kom ons, let's get to it. Nou gaan ek met jou 'n scenario share. En hierdie is nie soos 'n hypothetical nie, hierdie het regtig gebeur. Jesus kom by hierdie ouens se werk aan, Petrus en Andreas. Hulle is vissermanne, hulle is besig om te werk. Hy daag op by hulle werk en hy sê vir hulle hierdie ding, maar dis basies 'n uitnodiging wat 'n ja of 'n nee vra. Hy sê vir hulle in Matteus 4 vers 19, en dis ons skrif vir die dag, hy sê, kom hier, volg my, en ek sal julle
vissers van mense maak. Kom hier, volg my, en ek sal julle vissers van mense maak. Dis 'n uitnodiging. Kom saam met my. Ek wil hê jy moet my leer ken, maar dan is daar 'n doel op hierdie journey. Ek gaan jou leer hoe om mense te bereik vir my. En is amazing om te sien, soos hierdie ouens het dadelik hulle nette gelos en hom gevolg. Dis asof in daai moment het hulle iets ervaar van purpose. My lewe mis purpose. Hierdie is die purpose om voor, is nie net 'n purpose nie, dis die purpose. En iets van hierdie persoon, daai tyd het hulle nog nie geweet heeltemal wie hierdie is of so nie, of miskien at least getwyfel en gewonder, maar hulle het iets geweet van hierdie persoon, hierdie Jesus. As ek naby aan God wil kom, as ek wil reg wees met die Here, en as ek God se purpose vir my lewe wil uitleef, moet ek saam met hom gaan, op hierdie journey. Nou die vraag, hulle het hulle nette so gelos en gegaan. Môreoggend daag Jesus by jou werk op. Hy daag by jou werk op. En hy sê vir jou, jy weet wie ek is, ek wil hê jy moet saam met my kom en saam met my op 'n journey gaan, maar op hierdie journey, ek wil Alberton bereik. Jou vriende, jou familie, mense in hierdie community met wie jy skouers skuur, hulle is ver van my af en ek wil hulle weer naby my kry. Hoe gaan ek dit doen? Deur jou. Ek gaan jou leer hoe jy dit moet doen en dan gaan doen jy dit. Wie sou dit doen? Jy hoef nie jou hand op te steek nie. Wil net hê jy moet eerlik wees met jouself. Sou jy dit doen? Sou jy saam gaan? Sou jy in fact miskien alles los en sê, as die wêreld oor 6 maande eindig, ek los alles. This is worthy to give up everything. En wat miskien is daar in jou lewe wat jy so styf aan vashou, dat jy dink, nee, yes, maar ek wil eers dit en ek wil eers dat en hierdie vat bietjie van my tyd op, ek kan nie nou, wat is dit in jou lewe wat jou weghou van om 'n visser van mense te wees? Om 'n disipelmaker te wees, om mense te bereik vir Jesus. Miskien is dit vrese, miskien het jy vrae oor dit en ek gaan nou by die hoe kom, om baie van daai goed bietjie te debunk. Maar onthou, ons praat in hierdie reeks oor wat maak ons geloof anders as die duiwel se? En in die hart van dit is, opregte geloof reageer op 'n regte manier in die regte lewe. Kan ek dit gou weer sê? Opregte geloof reageer in gehoorsaamheid op 'n regte manier. Here, wat kan ek doen? Wat wil U moet ek doen? Reageer in gehoorsaamheid in die regte lewe. Ek sê nie net ek glo goed nie. Ek sit nie 'n duimpie op hierdie, ja, dis mooi, ons moet dit doen. Ek hou daarvan. Ons like en follow nie Jesus soos ons iemand op Facebook follow nie. As Jesus my iets vra, as hy 'n uitnodiging maak, dan moet ek op 'n regte manier reageer en prakties in die lewe iets omtrent begin doen. Dis opregte geloof. Die duiwel doen nie dit nie. Hy glo in Jesus, hy ken die woord beter as enige een van ons. Hy weet wat Jesus vra, maar hy doen dit nie. Hy is nie bereid om te reageer daarop nie. Ons moet anders wees. Stem jy saam? Ons moet nie doen wat die duiwel doen nie, ons moet iets anders doen. Ons moet doen wat Jesus ons vra, ons moet uitfigure is, wat wil hy hê, hoe kan ons dit doen, waar ons is, op 'n regte manier. En al wat ek vanoggend wil doen is om 3 vrae hieroor vir jou te vra. En om bietjie in hierdie ding in te klim oor disipelskap en as ek 'n tema aan dit kan gee, dan's dit die tema. Wat is dit wat Jesus van my vra? As Jesus jou roep en jy moet tot bekering kom, bekering gaan nie net oor ek gee my hart en my lewe vir Jesus nie. Bekering gaan oor ek kom om ander mense te help om Jesus te volg. As jy kyk hoe hy ouens geroep het, sy 12 disciples, dit was sy calling vir elkeen van hulle. Hy het nie gesê, hoor hierso, jy moet tot bekering kom, jy's op pad hel toe, jy moet in 'n verhouding met my kom. Dit het nie gegaan oor hulle nie. In die moment wat hy hulle geroep het hy hulle weggeroep van 'n selflewe, juis na, kom ek gaan jou op 'n journey saam met my vat. Ek is hier om die wêreld te red. En ek wil hê jy moet saam met my op die journey kom, en dis amper asof bekering was om ja te sê vir dit. Dit was wat dit was vir hulle. Jy gaan saam met my op hierdie journey kom of jy bly agter. Wat jou antwoord? Wie sou dit doen?
En ek dink die eerste vraag wat ek dink baie belangrik hier is, en dit dalk klink nou voor die hand ligging, but let's unpack this, is, wat is die duiwel se roeping, wat is sy missie, en wat is myne? As ons nou anders as hy wil wees, wat is sy missie, en wat is myne? Ek wonder of jy dit besef, die duiwel is nie 'n ou wat like van 'n lazy boy nie, hoor. Die duiwel is 'n goeie CEO. Hy hardloop 'n groot empire, en hy is nogals driven. Hy wil sy missie bereik. Wat is sy missie? As ons dit eenvoudig stel, hy wil mense wegtrek van Jesus af. Né? Dis wat hy wil doen. Hy wil mense wegvat van die Here af. En hoe doen hy dit? Hoe doen hy dit? Op 'n eenvoudige manier, maar 'n gevaarlike manier. Hy gebruik Christene. Die hele Nuwe Testament, ons het oor die laaste 3 weke daarna gekyk, is dit die eindtyd gevaar, dat Christene gaan ander Christene van die pad aflei. Dit is sy absolute strategy, nie sataniste nie, nie ateïste nie, nie presidente nie, net Christene, wat in die daaglikse lewe, hulle pelle laat glo, jy kan glo in Jesus, maar lewe soos jy wil. Die hele Nuwe Testament leer dit vir ons. Hier's een so skrif, waar Petrus praat daarvan, wat hy sê in 2 Petrus 2 vers 18, hy praat van sulke mense, en hy sê hulle is aanmatigend, en hulle sê sinlose dinge, met welis en losbandigheid, verlei hulle die mense, wat se mense, wat pas vrygekom het, uit die kring van die wat op die dwaalweë verkeer. So hier is 'n groep mense, hulle is nou net tot bekering gekom, uit 'n vriendegroep uit 'n kring uit 'n familie uit 'n community uit van mense wat nie regtig die Here dien nie. Hulle kom tot bekering, maar hierdie mense kom na hulle toe om hulle te sê, jy hoef nie so passionate te wees nie, hoor. Nou wil jy jou Bybel deur begin lees. Nou wil jy begin bid en Bybel lees elke oggend en kerk toe gaan elke Sondag. Hey, calm down, dude. Yes. Ons hoef nie so te wees nie. Dit moet nou nie hoog heilig raak hierso nie. Hulle beloof vryheid aan hierdie mense, al is hulle self slawe van die verderf. Want as iets jou in sy mag het, is jy 'n slaaf. Met ander woorde, as jy nie Jesus kan dien nie, as jy nie die Here kan voluit volg nie, want ander goed is vir jou belangriker, dit te hou vas op jou, dan is jy nie vry nie, dan is jy nog 'n slaaf. Jy kan sê jy glo in Jesus, maar jy is verlore. Jy is nie vry nie. En mense wat so is, hulle wil ander mense ook so kry. Hulle voel skuldig dat ander mense die Here voluit dien, so nou kom hulle en try daai mense kry om te wees soos hulle. Dis die duiwel se strategie. Vals profete, Christene wat teruggeval het, wat lou warm is, wat ander Christene wat tot bekering gekom het, try van die pad af trek. Jesus is super ernstig oor hierdie kwessie. Super ernstig. En hy het 'n paar goed oor dit gesê, en ek gaan vir jou een van die hardes wys, wat hy gesê, dat as jy hierdie Christen is, wat ander Christene van die pad afvat, dan it's not going to end well for you. Matteus 12 vers 30, hierdie is een van die harde skrifte. Hy sê, elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo, so hier's iemand, as 'n immature Christen, hulle kom tot bekering, het mag 'n kind wees, hy praat nie van kinders nie, hy praat van mense wat immature is, babas in die Christendom, maar kom, kinders, ouer mense, het maak nie saak wie dit is nie. As jy een van hulle wat in my glo van my afvallig maak, vir hom, vir so iemand, is dit beter as hy met 'n groot meelsteen aan sy nek in die diep see verdrink. So julle sê, Jesus is ernstig oor hierdie? Ek dink hy's pretty ernstig oor hierdie. Hoe jammer tog vir die wêreld, dat daar dinge is wat mens afvallig maak. Dis nie lekker dat dit so is nie, maar dan sê hy, maar sulke dinge kom noodwendig. It is what it is. Dis die wêreld waarin ons leef, maar wie die mens deur wie dit kom. Wie die mens, woe to him through who it comes. Met ander woorde, dis jammer vir daai ou, wat 'n ander ou van die pad aflei. En dan gaan hy aan en dan praat hy met die persoon wat dalk op 'n plek is in sy lewe wat besig is om sy pelle van die pad af te lei. En hy sê hierdie, hy sê, jy kan maar na die volgende een toe gaan, dan sê hy, as jou hand of jou voet jou van my afvallig maak, kap hom af
en gooi hom van jou al weg. Julle het hierdie al gehoor, né? Dit is vir jou beter om vermink of krepel in die ewige lewe in te gaan, as om met al twee jou hande of jou voete in die ewige vuur gegooi te word. En as jou oog jou van my afvallig maak, ruk hom uit en gooi hom van jou af weg. Dit is vir jou beter om met een oog in die lewe in te gaan, as om met al twee oë in die vuur van die hel gegooi te word. So hier praat hy met die persoon en die mense en die groep Christene wat dalk op 'n plek is, hulle is louwarm en nou beïnvloed hulle vriende. En nou sê hy, kyk na daai goed wat maak dat jy louwarm leef. Nie net beïnvloed dit jou nie, dit beïnvloed jou family, jou kinders, jou vriende, jou kinders se vriende. Jou lewe het 'n ripple effek. Kap daai ding af wat 'n issue is vir jou, wat van jou 'n slaaf maak. Vat dit uit jou lewe uit. Want die duiwel is op 'n mission, hy's besig om mense weg te trek van hom af. Jy moet op die teenoorgestelde mission wees. Jy moet met passion lewe om mense nader aan Jesus te kry, maar hoe jy nou lewe, vat mense weg van my af. En dit lei na gevolge. Mag ons altyd besef, die duiwel is besig om mense van hom af weg te trek. En kom ons herinner mekaar net aan dit, soos ons in hierdie reeks gesê het. Ons taak is nie net om te glo in Jesus nie, nie net om met my woorde te sê ek glo in Jesus nie, né? So my taak dan as 'n evangelis, as 'n disipelmaker, is nie om my vriende en my familie net te kry om te sê hulle glo in Jesus nie. Maak dit sin? So wat is ons taak dan? Want as daai die taak was, dan het ons nodig om niks te doen nie, want 99% van ons mense sê hulle glo in Jesus, né? Dan hoef ek niks te doen nie. Maar dis nie die taak nie. Wat is die taak? Die taak is om mense te help om Jesus te volg. En daar's iets soos terugval. Daar's iets soos misleiding en verleiding, waarmee die duiwel die heeltyd besig is, en omdat hy aktief met dit besig is, om warm Christene louwarm te kry, om mense wat pas tot bekering gekom het, 'n valse vryheid te beloof, dat hulle nie in 'n verhouding met Jesus groei nie, dat hulle nie 'n pad saam met die Here stap nie. Moet ek aktief besig wees om ander mense te help om Jesus te volg, om te groei in hulle verhouding met Jesus. So ek stry teen terugval. My job is om ander mense te kry om nie terug te val nie. Om Jesus voluit te dien, om aanhoudend te kom en oor te gee en te surrender en in die Here se teenwoordigheid te leef. Om Bybel te lees en te groei en te leer wat wil hy van my hê en om dan te groei in gehoorsaamheid. Dit is my taak. My taak is nie net om mense te kry om te sê hulle glo nie. Want die feit is ons kultuur glo, maar hulle is verlore. En dis jou taak. Die duiwel trek hulle weg van Jesus af, jou taak is om hulle te trek nader aan Jesus. Tweede vraag, is daar nie 'n derde opsie nie, Jacques? Is daar nie 'n derde opsie nie, soos kan ek nie net vir myself leef nie? Okay, so jy het 'n groep mense, passionate oor Jesus, en hulle is aan die brand evangeliste. Dis mos nou die pastore en 'n paar crazy tannies en ouens in die kerk. Hulle gaan uit en vertel mense van Jesus. Dan het jy hierdie ander groep mense, soos hierdie mense van die duiwel. Hulle traai mense wegtrek van Jesus af. Jy het hierdie twee groepe, Jacques, maar ek dink, Jacques, ek is hier in die middel. Ek is deel van 'n ander groep. Ek is deel van daai groep wat sê, dis net ek en Jesus. En ek gaan bid en saam met Jesus se pad stap, laat Jesus my lewe verander, en ek wil kyk wat hy in my lewe wil doen, en ek wil met hom praat oor hoe hy my lewe kan seën. Kan dit nie net wees hierdie ek en Jesus journey? Want ek dink, Jacques, die meerderheid Christene vind hulle self hier, by die derde opsie. Ons is nie voluit besig om mense na Jesus toe te lei nie, maar ek voel nie ek is besig om mense weg te lei van Jesus af nie. Is daar nie hierdie derde opsie nie? Laat ek dit in twee maniere antwoord. In die eerste plek, wil ons deel wees van die meerderheid Christene? Ek vra jou, wil jy regtig deel wees van die meerderheid Christene? Weet jy wat het Jesus gesê van die meerderheid? Hy het gesê hulle gaan hel toe gaan. Hy het gesê die meerderheid mense wat in hom glo en sê Here, Here, gaan by hom kom en hy gaan sê ek ken jou nie. Die meerderheid Christene is op die breë pad, het hy gesê.
So wil ons deel wees van die meerderheid? I don't think so. So moet nooit kyk wat doen die meerderheid nie. In fact, as die meerderheid iets doen, laat jou rooi ligte aangaan en sê, maybe we should do something else. Kom ons gaan kyk gou weer wat sê Jesus. Moenie hulle volg nie. In die tweede plek wil ek met jou 3 skrifte vinnig deel, waar die Nuwe Testament en Jesus self in 2 van hulle dit vir ons baie duidelik maak, dat daar is nie 'n derde opsie nie. Jy is of besig om mense na hom toe te lei saam met hom, of jy is besig om mense weg van hom te lei. En hierdie is challenging, maar kom ons laat die Here toe om ons te challenge vanoggend. In Markus 5, Jesus kom by hierdie besete ou, Jesus praat met die demoon is legio. Wat beteken legio? Is 'n paar duisend demone, basically. In daai tyd was dit 'n Romeinse woord wat gewys het na 'n paar duisend soldate. So hierdie ou het plus minus 2000 demone in hom gehad. Hoe weet ons dit? Want dis waar Jesus in die, om en by 2000 varke, wat die Nuwe Testament van praat, by die wal afgestuur het, né? So, kom ons sê hy het 2000 demone in hom. Hy is 'n outcast, sy familie wil niks met hom te doen hê nie, sy community wil niks met hom te doen hê nie, hulle het hom alself met dik kettingstraai vasbind buite hulle dorp, en dan breek hy dit los, en hy sort vir hulle uit, so hulle was heavy bang vir hierdie ou, maar hierdie ou het niemand nie, hy is net 'n duiwelse mens, regtig, in reality, buite hierdie dorp. Jesus kom by hom, Jesus spreek die demoon aan, hy's vry, hy's genees. Kan jy jouself indink in daai moment, daai ou het niks uit niemand. Hy het niks uit niemand, hy het nie sy family nie. Wat sal hy wil doen? Jy kan jouself indink as dit jy was. Jy sal net saam met Jesus wil gaan, hè? En hy wil net, hy smeek Jesus, asseblief, ek het niks, ek het niemand. Al is ek nou genees, hoe gaan ek nou terug? Ek wil net saam met u kom. Kyk wat gebeur. Toe Jesus weer terug was in die skei, so Jesus klim in die boot, hy wil na 'n ander plek toe gaan, nee, vorige een, dit waai hom, dat is reg, het die man wat voorheen besete was, hom gesmeek, om saam met hom te mag gaan. Wat het Jesus egter vir hom gesê? Nee. Dis klink kras, hè? Hy's in love met die Here, soos die Here het verander sy lewe, en dis al wat hy het. Ek wil saam met u gaan asseblief, maar Jesus het egter vir ons sê, nee, hoekom? Gaan huis toe, na jou mense toe. Vertel hulle wat die Here vir jou gedoen het, en hoe goed hy vir jou was. En hierdie ou, hy was gehoorsaam. Hy het nie net teruggegaan en sê, flip jou, ek is klaar, jy los my soos alle ander mense, hy is gehoorsaam. Hy gaan, en hy het wyd en suid in die 10 stede gebied gaan vertel wat Jesus vir hom gedoen het, en almal was verwonderd oor wat hy hulle vertel het. Nee. Is daar 'n derde opsie? Lees net Markus 5, en jy sal duidelik word, nee. Dis nie, anders sou Jesus vir die ou gesê het, maar moenie worry nie, kom net saam met my. Dis ek en jy, against the world. Wees net by my, sit net by my, en kom ek chat net met jou, en sê net vir jou, hoe lief is ek vir jou. Dis al wat nodig is. Nee. Nee. Hierdie wêreld is besig om te vergaan. Hierdie wêreld het 'n ticking time bomb. Jesus is op pad terug. Die duiwel is aktief besig om mense te verlei en weg te trek van hom af. Daar's nie tyd vir my om net 'n ek en Jesus journey te stap nie. Dis selfsugtig. En in die oomblik wat jy tot bekering kom, roep Jesus jou en sê, ek stuur jou in hierdie wêreld en jy moet ander mense na my toe trek. So as jy daai vraag vra, Here Jesus, maar kan dit nie net ek en u wees nie, dan gaan hy vir jou sê, nee. Matteus 12 vers 30, antwoord hy dit weer eens baie duidelik, hy sê, wie nie aan my kant is nie, is teen my. Wat sê dit? Daar's 'n lyn, jy's of in hierdie span, of jy's in hierdie span, besig om punte op die telbord te sit. Daar's nie 'n derde span nie. Jy's of saam met my, of jy's teen my. As jy nie saam met my die skape bymekaar maak nie, wat doen jy? Jy sit nie net daar op die kantlyn en kyk waar die skape gaan. Jy's besig om hulle uit mekaar uit te jaag. Jy's of besig om unity te stir,
onder die familie en besig om te add aan om mense te help om Jesus al meer toegewy te volg, of jy is besig om division te cause en mense net al meer weg te jaag van Jesus af, of met jou leefstyl vir hulle te sê, dis okay dat jy ver van die Here aflewe. Een van daai twee. En laat hierdie jou challenge en vra, wat sê in as jy besig om te doen? Romeine 14 vers 13 kom Paulus. Paulus is 'n ou wie se teachings, veral in Romeine, baie mense gebruik om te sê, jy kan net met jou mond bely, jy kan net glo, dan jy reg met die Here. Maar jy gaan lees die res van wat hy sê, put it in context, jy kan nooit net een versie vat en 'n hele doctrine rondom dit bou nie. Gaan lees die hele Bybel. Hoor wat sê die ou in konteks heeltemal. Van waar begin 'n geloof journey, maar hoe moet hy progress en hoe stap jy 'n pad saam met die Here, en as jy nie daai pad stap nie, dan val jy terug. Paulus sê hierdie woorde, hy sê, laat ons mekaar dan nie veroordeel nie. So hy begin so en hy sê, hey, as mense van die pad af is hier in jou community, jou werk is nie om te sê, om kyk hoe van die pad af is hulle nie. Wat is ons werk? Ons roeping is om mense te help om Jesus te volg. So hy sê, jy veroordeel nie mense nie. Nee, neem julle liewer voor, maak eerder die besluit om niks te doen wat jou broer kan aanstoot gee of tot 'n val kan bring. Dis die skrif wat in die ander vertaling sê, moenie jou broer laat struikel nie. Moet niks doen wat jou broer laat struikel nie. Dan sê hy, omdat ek die Here Jesus ken, weet ek, en is ek daarvan oortuig, dat niks van self onrein is nie. Dit beteken, ons is nou in die Here, ons is nie Jode nie, ons word nie gered deur die wet nie, en ek weet as 'n Christen, ek is in die Here, so ek weet bacon, ek eet met 'n baie skoon hart bacon. Ek like hy met die extra vet, dis lekker, ek eet dit, daar's niks verkeerd aan dit nie. Daar's niks verkeerd met alkohol nie. Daar's niks verkeerd met om by 'n restaurant te gaan eet wat ook 'n bar is nie. Daar's niks verkeerd van baie goed nie. Ek weet wie ek is. Ek het 'n verhouding met die Here en daar sekere goed is, dis nie verkeerd nie. Maar alles gaan nie oor reg en verkeerd nie. Die uiteinde, die grootste bepaler van of jy iets moet doen of nie, is dit besig om jou broer te laat struikel of nie. Dis die grootste bepaler. En baie Christene doen sekere goed, want hulle sê, maar dis nie verkeerd nie. Dit gaan nie oor reg of verkeerd nie, dit gaan oor siele. Mense is die missie. En hy sê, ek weet is nie onrein nie, maar as iemand iets as onrein beskou, as dit hulle gaan beïnvloed, vir hom is dit dan onrein. En as jy met wat jy eet, jou broer aanstoot gee, leef jy nie meer volgens die liefde nie. En dis die doel, is om lief te wees vir ander mense, om hulle naby aan Jesus te kry en help om nader te leef. So moenie deur wat jy eet, hy gebruik 'n eenvoudige voorbeeld deur eet, want dit was 'n groot issue onder hulle, die nie-Jode en die Jode. So iets kon hulle verlore laat gaan. Want baie van hulle, die mense wat as Jode Christene geword het, en mense wat nou as nie-Jode Christene geword het, as hulle by mekaar kom, en dan begin hulle heavy fight, oor Joodse gebruik en kos wat die Jode geglo het, is nie reg, en as gevolg van dit het baie mense uit die nie-Jode weggeloop van die kerk af. Dan val dit, en hy praat met die mense, hy sê, hey ouens, wat is die doel hierso? Is mense, is nie bacon nie, dis nie dit nie, mense is die doel. So as iets tussen jou en iemand se verhouding met die Here staan, los daai ding. Moenie laat dit 'n issue word vir iemand nie. Hy sê, moenie dat deur wat jy eet, iemand vir wie Christus gesterf het, moenie laat hy verlore gaan nie. It's not worth it. Jy gaan nie eendag by Here kom en sê, ja, maar dit was nie verkeerd nie. Dit het nie gegaan oor vir reg of verkeerd nie, dit het nie gegaan oor jou nie. En dis ons issue met die derde opsie. Ek wil lewe vir myself. Ek wil God vat en hom in 'n boksie hou, en ek wil na hom toe gaan, want ek wil dat hy my kan bless en met my kan praat en my lewe kan help. Die Here bestaan nie vir jou nie, hoor. Hy bestaan nie vir my nie. Hy skryf hierdie storie. En om ja te sê vir hom, is om te sê, ek wil leef vir u storie. Dit is prakties die ja, om in die regte lewe, regtig vir hom te begin lewe, elke dag. Ons was hierdie week by 'n konferensie, en hierdie ou het een ding gesê, wat vir my so goed was. Ek gaan dit nou in Afrikaans probeer sê wat hy gesê het. So het kom basies daarop neer, dat ons is so behep met die mooi van hemel eendag, dat ons mis die mandaat vir die aarde nou.
Ons is so behept met die mooi van die hemel eendag, dat ek wil hê, daai hemel van eendag, dit moet nou in my lewe gebeur. Ek wil nou in my hemel op aarde hier bou. So Here, dis ek en u, en kom ons create vir my hemel. Nee. Hierdie plek is broken, mense het Jesus nodig, hy stuur jou, dis jou mandaat. Dis jou mandaat, en dis selfsugtig, as ek leef net vir die mooi van die Here, ek wil net al die goeie goed in my lewe kry, en my geloof gaan oor dit gaan oor my. Het gaan oor hoe geseënd ek is, hoe goed ek voel, hoe gelukkig ek is. Here, kom help my met hierdie negatiewe gevoelens. Here, kom help my met my werk en my geld en dit wat ek probeer bou hier, dit is nie waaroor Christendom gaan nie. Die westerse wêreld het dit gemaak en dis hoekom ons totally lost is. Dit gaan oor Jesus en Jesus se roeping vir sy kerk en vir die wêreld. En die oomblik as jy deel word van die kerk, gaan dit nie oor jou nie. Dit gaan oor jy moet hier kom sit om 'n boodskapie vir jouself te kry dat jy beter kan voel in jou week nie. It's not what it's about. Ons kom hier om saam vol te word, om 'n encounter met die Heilige Gees te hê en sy woord te hoor, dat ons kan sê, Here, stuur my in hierdie wêreld en dat ek u kerk kan wees. Dis kerk. Dis kerk. Die ander ding van ek wil net hier kom sit, laat ek vol kan word, dis consumerism. Dis nie Christendom nie. Dis niks van dit is in die Nuwe Testament nie. Jy sal geen ou daar kry wat nie besig is met Jesus se missie nie. Nie een nie. So wat het ons gemaak van dit? Ons het hierdie ding begin maak wat ek wil hê dit moet wees. Ek het my eie Bybel geskryf en my eie theology. En ek het Jesus daarin gebuig. En ek vat van die skriffies dat ek kan bid en hy kan doen vir my wat ek wil hê. Nee. Mag ons daai afsterf, daar is nie 'n derde opsie nie. Dit is selfsugtig, dit is onchristelik, dit is onbybels, dit gaan jou lei na verlorenheid. En baie mense saam met jou. So, die duiwel probeer mense wegtrek van Jesus af. Ek, sê die Bybel, my mission, my uitnodiging is om mense na Jesus toe te trek, soveel so dat enige iets wat in my lewe is, dit wat ek voor en vir my kinders doen, as daar enige iets wat hulle in die versoeking kan bring, beweeg ver van dit af, sodat jy hulle nader aan Jesus kan bring. As daar enige iets is wat ek voor my vriende doen, saam my vriende doen, wat hulle kan laat struikel, wat hulle, nie my of het reg of verkeerd is vir my nie, wat hulle verder van Jesus afvat. As daar enige iets is wat die duiwel help in sy mission in my pel se lewe, beweeg ver van dit af, bly ver van dit af, dat jy daai ou kan help om naby Jesus te kom. Sê gou vir die ou langs jou, bly ver van dit af. Dat jy hulle kan help om naby Jesus te kom. Dis die mission. Dis die mission. Wat is dit waarvan jy af moet ver vanaf bly, wat jy distansie vanaf moet doen, waarvoor jy moet begin lees, en nie oor reg of verkeerd nie, oor my vriende het 'n issue met hierdie. So I leave it to influence them closer to Jesus. Dis die mission. Ek wil afsluit met die praktiese vraag. Hoe lyk dit in dag tot dag? Hoe lyk dit om disipelmakers te wees? Hoe lyk dit dat ek en jy uitgaan en ons lei mense na Jesus toe en ons help mense om nader aan Jesus te kom? Ek wil vir jou skrif lees en dan gaan ek dit vir jou baie prakties maak. So Judas, weer eens daai ou met een hoofstuk in die Bybel wat so awesome prakties skryf, hy sê hierdie, oor die wat in twyfel verkeer. En dis almal van ons, né? Alle mense gaan deur dinge, alle mense gaan deur seasons, en hy sê as jy nou oor sulke mense kom in jou lewe, wat moet jy doen? Jy moet jou oor hulle ontferm. Ander mense, en mens kan daai ander eintlik vervang met party moet julle red deur hulle uit die vuur hulle wakker te skrik. Party, nie almal nie. Dis belangrik. Oor ander, party mense, moet julle met versigtigheid ontferm, wees wys. En pas op, sê hy, wees ook waaksaam, verafskiet selfs die klere
wat deur hulle sondige liste besmet is. So hy begin met 'n gesindheid. Hierdie is 'n saak van die hart. Gee jy om oor mense wat ver is van die Here? Gee jy om oor 'n gesin wie se kindertjies ver is van Jesus en nie naby die Here leef nie? Hy sê jy moet jou ontferm oor daai mense. Jy moet omgee vir iemand se verhouding met die Here. Al is hulle ver, al doen hulle wat. So dis 'n gesindheid van humility en liefde. Ek weet ek kan ook goed doen wat my ver van die Here afvat. Ons almal het 'n sondige natuur. Niemand is perfek nie. En daarom wil ek omgee vir mense. Dan sê hy, daar's onderskeiding wat moet plaasvind. Jy kan nie almal dieselfde approach nie, hoor. Jy kan nie net uitgaan en mense uit die hel uit wil ruk nie. En vir almal begin sê, hulle gaan hel toe, hoorie, gaan julle, vertel my gou dit, julle is op pad hel toe, kom Sondag saam by kerk toe nie. Ek bedoel, jy gaan baie min vriende hoor, as jy dit doen. Mense in die gemeenskap gaan kringe om jou loop. So jy kan dit met party mense doen, en dan ander mense, moet jy 'n verhouding mee bou om hulle te lead, maar hy sê maar wees baie versigtig. Wees baie versigtig. Wees jy altyd die een wat hulle beïnvloed, nooit hulle wat jou beïnvloed nie. Moenie saam jou pel by die bar gaan sit en saam met hom dronk word in die naam van Jesus nie. Okay, dis unbiblical. Okay, en sê maar ek is net lief vir my pel. Sulke liefde het die wêreld nog nooit gesien nie. Ek gaan hom baie lief hê. Jy weet, dis nie hoe mense doen nie. Op die einde van die dag vat hy jou van die pad af. Hy sê wees versigtig vir dit. Pas op vir mense se ways, en in daai geval, los sekere goed, laat jy jou pel kan help om dit te los, laat hy naby Jesus kan kom, want daai ding is 'n issue in sy lewe. Wat beteken dit prakties? Ek dink baie mense is glad nie evangeliste nie. Want as hulle dink aan die woord evangelis, disipelmaker, visser van mense, dan skiep hulle 'n paar stappe. Hulle dink, ek moet nou hier uitgaan en ek moet 'n vreemdeling van Jesus gaan vertel en hulle uit die hel uitruk. En dis glad nie wat jy moet doen nie. En miskien is dit hoekom jy niks doen nie. Want hulle skrik so en dink, ja, ek gaan nie eens weet wat om te sê nie en dit nie. En maybe eendag en dan oor 20 jaar sit hulle nog steeds waar hulle nou sit. Hulle het nog nie niemand gehelp om naby aan Jesus te leef nie. En hier's wat ek daarmee bedoel, dis 'n 4-stap proses, om dit net vir jou baie eenvoudig te maak. Hoe maak ek disippels? Nommer 1, jy begin by jouself. Jou eie disippelskap, hoe gaan dit met jou verhouding met Jesus? As jy wil kyk, begin met die journey van disippels maak. Om 'n disipelmaker te wees, moet jy eers 'n disipel wees. Hoe gaan jy 'n ander ou help om te begin stilte tyd hou, as jy nie eers stilte tyd hou nie? Hoe gaan jy 'n ander ou help om te groei in gehoorsaamheid, as jy nie op 'n journey is, waar jy sit met die Bybel elke dag, en bietjie vir bietjie kyk jy wat sê die Here, en die Here praat met jou, en jy's besig om jou lewe te groei, in die rigting van gehoorsaamheid, agter hier's aan die. As jy nie dit self is nie, kan jy nie 'n ander ou op daai journey vat nie, dan gaan jy dit ook nie doen nie. Dis hoekom ek hierdie hike prentjies gebruik. Dis net hierdie prentjie van, ek het al hierdie pad gestap, hier's hoe ek hierdie berg klim, hier's die uitsig wat ek al gesien het, kom saam met my. Kom saam met my, ek help jou. Dit is 'n awesome journey, kom saam met my. Dis 'n kom saam met my journey. So ek moet eers daai paadjie stap. Maar nie vir 'n jaar of 2 of 3 voor ek begin nie. Ek moet dadelik begin om mense te help. Jesus het hierdie ouens dadelik gesê, kom saam met my. Ek gaan julle nou leer. En baie vinnig het hy hulle goed gegee om te doen. En het hy hulle familie bereik en hulle vriende bereik. As ek op 'n journey is en ek groei en ek dink 'n beginpunt is dit, begin met stilte tyd elke oggend. En doen wat die Here vir jou sê en kom Sondag kerk toe. Begin met stilte tyd elke oggend en kom Sondag kerk toe. Dan jy op 'n journey saam met ander disippels. Tweedens, gaan jy nie na 'n vreemdeling toe hier buite dan en vertel hom van Jesus en begin preek op die hoek van die straat nie. Die tweede plek waar jy dan gaan is jou gesin. Jou huisgesin. Voor jy enige vreemdeling na Jesus toe sal lei en kan lei, gee jy om of jou man of jou vrou Bybel lees. Gee jy om of jou man of jou vrou 'n verhouding het met Jesus. Gee jy om oor hoe gaan dit met daai verhouding? Het jy al lately gevra? Bid jy saam met jou man of jou vrou en jou kinders? As jy nie eers saam met jou familie kan bid nie, en jy nie omgee of jou man en jou vrou reg is met Jesus nie,
omgee of jou kinders 'n verhouding het met Jesus nie, hoekom sal jy worry oor die ou op straat? Jy gaan nie eens worry vir hom nie. Begin by die huis. En prakties beteken dit, miskien moet jy jouself vra, okay, hoe lyk dit met my stilte tyd? Ek gaan weer begin. Onmiddellik, hoe lyk dit met jou geestelike leierskap in jou huis? Is julle saam op 'n geestelike journey? Bid julle at least 1 keer 'n week saam? Jy weet, en daar seisoene, as ek vat toe ons kindertjies klein was, het ek vir hulle Bybel gelees. En dis maar die basic principles van apprenticeship. Jy doen dit vir die persoon. Hulle kyk en hulle luister. Nou is hulle groter, nou doen ons dit saam. Ons sit in die oggende, ek sit met my Bybel, hulle sit met hulle Bybels, ons lees saam. Ons beweeg nou in 'n journey in waar hulle alleen kan gaan Bybel lees. So ek sien Josh in die oggend, ek hoor hy is al klaar besig met games, ek vra hom een vraag, het jy al gaan lees? Het jy al gebid? Dan hoor ek, as die voetstappe gaan hy. Hy kan dit sê, hy weet wat hy moet doen. Hulle weet, hulle moet tyd vat, nou die oggend vra ek die vraag, en hulle hardloop, maar hulle is so vinnig terug, né? Ek sê, ek dink Jesus het nog eers 1 woord ingekry, nie hoor? Gaan gou terug, sit die TV, want toe wil hulle 'n TV show kyk, ek sê, sit die TV af. Hoe gaan jy ooit die Here se stem hoor, as jy net wil klaar leef, want jy wil by die TV uitkom? Sit af die TV, en vat net tyd, en vra net vir Jesus vandag, wat wil u vir my sê? En vat net tyd. Leer hulle om dit by hulle self te doen. Eventually gaan hulle met 'n maatjie kan vir hulle dit doen, saam met hulle dit doen, en so moet ons dit doen. Jy doen dit vir hulle, doen dit saam, is jy op so 'n journey saam met jou gesin. Dis die tweede plek. In die derde plek, Jesus het 12 ouens gekies, om mee te begin. Hy het nie 2000 gekies nie, net 12. En hy het begin met 2. En hy het hulle geleer om Bybel te lees en te bid. En hy het met hulle gechat, oor sekere goed en hulle op 'n journey gevat. So my vraag aan jou in hierdie opsig is, wie is een vriend, wat jy hierdie week kan sê, ek wil saam met jou begin ontmoet, 1 keer 'n week. En net hoor, wat lees jy, waarmee stoei jy, waarvoor kan ek bid? So eenvoudig is dit. Wat lees jy, wat hoor jy, wat sê die Here vir jou, waarmee is jy besig, wat stoei jy, waarvoor kan ek vir jou bid? En om vice versa, ons is op 'n journey saam. Dis waaroor klein groepe gaan, by the way, is om deel te wees van 'n klein groepie vriende, wat net vir mekaar saam in die woord is, ons is saam op 'n journey, kom ons bid saam, kom ons hou Jesus die fokus, groot is die Heer, nie ek nie, nie die wêreld nie, hy, kom ons hou hom ons fokus en ons worship hom, dis waaroor disipelskap gaan. So my challenge daar's, begin dadelik met jou family, kry vir jou 2 vriende, 3 vriende, 5 vriende, begin weekliks ontmoet iewers, en begin net saam te hoor, wat lees jy, share iets met mekaar, bid vir mekaar, bid saam met mekaar, wees saam op 'n journey. As jy daai 3 goed doen, weet jy wat gaan die natuurlike outflow wees? Die Heilige Gees gaan met jou begin werk, en jy gaan iewers by 'n til staan eendag, en jy gaan voel, daar gaan 'n stirring in jou wees, om iets vir hierdie persoon agter die til te sê. Jy gaan iewers langs 'n rugbyveld, of by 'n braai, of iewers wees, en 'n vriend gaan met jou chat oor hulle huwelik, of hulle werksituasie, of iemand wat oorlede is, of iets gaan jy hoor, iets is nie lekker nie, en die Here gaan vir jou die woorde gee, om met daai uit te praat. Dit gaan 'n natuurlike outflow wees, want jy oefen hier, jy oefen hier, en so maak die Here jou wyser en meer bold. Maar as jy nie hierdie 3 goed doen nie, gaan jy nooit die 4de een doen nie, nooit nie. En dis waar meeste mense dink hulle moet begin, is by nommer 4. Gaan hier uit en vertel mense van Jesus. Nee, dis nooit wat Jesus, hy het nie Petrus geroep en sê, hey, glo in my, gaan vertel die wêreld nie. Nee, kom, ek doen iets vir jou, ek raak jou aan, ek genees jou. Wat sê hy vir jou? Gaan vertel hulle wat ek vir jou gedoen het. Hy het eers vir hom iets gedoen. Hy het sy lewe aangeraak. En nou gaan vertel hy mense wat Jesus vir hom gedoen het. Wat se mense? Nie vreemde mense, hy gaan na jou mense toe. En hy begin by sy mense. En as gevolg van daai het dit gelei na die volgende ding en die volgende ding. Mag jy besef dat jy kan, sê saam met my, ek kan, jy kan mense na die Here toe lei. Jy kan mense help om naby aan Jesus te leef. Moenie laat die duiwel jou die nonsens vertel, en jy glo dit dalk al jare, dat net die pastoor kan dit doen.
Volgens die Bybel is 'n pastoor se werk om die kerk hulle werk te gee, wat hulle maandag tot Saterdag moet gaan doen. Dis nie sy werk nie. Ek sal geoordeel word persoonlik vir dit, hoe ek dit in my lewe uitgeleef het, maar jy gaan vir jou lewe. En my gebed is, dat jy sal ophou glo dat jy nie dit kan doen nie. Enige iemand kan dit doen, dit is super eenvoudig. Maar jy moet op die journey gaan. Jesus sê, kom, ek gaan jou leer, ek gaan jou maak, ek gaan jou help. Hy sê vir sy disippels, daar sekere situasies, dit gaan groot wees, maar die Heilige Gees gaan jou leer wat jy moet sê. Moenie voorberei nie, moenie stres nie, gaan net in dit in, en ek gaan vir jou boldness gee, en ek gaan jou wisdom gee om die regte goed te praat op die regte tyd, en dit het presies so gebeur. Ons wil 'n boekie hê en presies weet wat ons moet sê. Waar is die Here in dit? Die Heilige Gees is met jou. Hy sal in jou werk, hy sal deur jou werk, maar begin jy net eers alleen by hom, saam met jou gesin, saam met jou vriende, en jy gaan sien hoe hy jou op 'n journey vat. Dis 'n keuse wat vanoggend voor jou staan. Is jy reg om op hierdie journey te gaan? Dis Jesus wat vra, kom saam met my, ek wil jou 'n visser van mense maak. Jy moet sê ja of nee. En my gebed is, dat jy sal sê, nie langer is ek bang om op hierdie journey te gaan en ander mense te help om Jesus te volg. Van nou af, nie môreoggend nie. Dis 'n ander ding wat hulle gesê het, wat my baie getouch het. Jy het nie gister nie, jy het nie môre nie, maar wat het jy? My gebed is dat jy sal sê, vandag gaan ek my gesin om 'n tafel kry, vandag gaan ek een vriend bel, vandag gaan ek sit saam met Jesus, en vandag sal Jesus begin met jou. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons u woord kan oopbreek en is lewend, is 'n tweesnydende swaard wat in my hart werk, wat in my gees kom werk, wat in my verstand werk, wat my stuur om van my stoel af te klim en 'n regte stap van gehoorsaamheid te neem in die regte lewe, dis regte geloof. En my gebed is, Here, dat elkeen wat hier sit, elkeen wat aanlyn kyk, wat nou my stem hoor, sal glo en weet, dat hulle weet, die Heilige Gees is met hulle, en as hulle in gehoorsaamheid opstaan, sal U hulle help en hulle bekragtig. U het gesê in Handelinge 1 vers 8, my Gees sal oor julle kom om wat te doen, om ons krag te gee om getuies te wees. Met ander woorde, daar sal 'n bonatuurlike boldness en 'n wysheid oor my kom, in verskillende unieke situasies, maar u dit vir u disippels gesê, 3 jaar in die journey in. 3 jaar in die journey in, wat u vir hulle gesê het, gaan nou na vreemde mense toe, en gaan vertel hulle, maar u het hulle eers geleer. Ek en jy en hierdie 12 vriende, jy en jou huisgesin, begin daar, en hulle het geoefen, en hulle het gegroei, en hulle het soveel keer geval, maar u genade is groot, en u tel ons op, en u help ons om vrug te dra en te groei, en dis wat ons glo u met ons sal doen. So my gebed is dat ons hier in hierdie dorp sal uitgaan, dat ons 'n magtige army van disipelmakers sal word, wat met passion sal uitreik na ons vriende, ons familie, met wysheid soos Judas sê. Moenie almal uit die vuur probeer ruk nie, daar's party wat jy moet, ander moet jy met versigtigheid benader, ander moet jy met wysheid benader. Bid eers oor hierdie mense, en die Here sal jou help, want die Here se missie is mense. Here, vergewe ons vir hierdie selfsugtige, consumer-driven Christendom wat die westerse wêreld van die kerk gemaak het. En hierdie valse vryheid wat deur die kerk gepomp is, en valse profete wat met 'n evangelie gekom het, wat mense actually laat glo, dat ek kan doen wat die duiwel doen, ek kan met my mond bely, maar met my lewe verwerp ek U. Vergewe ons, Here, en kom maak ons rein, kom was ons skoon, dat ons 'n bruid kan wees, waarop U trots kan wees, dat ons 'n familie en 'n span kan wees, wat U trots maak, wat U lig helder laat skyn, nie omdat ons goed is nie, want ons elkeen is onperfek, maar omdat U in ons is, en ons naby aan U bly, en U lig skyn deur ons, mag mense nooit ons sien nie, maar mag hulle U sien, Here Jesus, en mag hulle na U toe kom, en naby aan U bly, Here Jesus. Dis ons missie, en dis ons gebed vanoggend. Help ons om te leef met hierdie mandaat, elke liewe dag, nie om te wag Sondag om net daarvan te hoor nie, elke liewe dag. En mag ons sien hoe ons vriende en ons familie al meer na hulle Bybels toe gaan en dit oopmaak, al meer hulle hande by mekaar slaan en hulle knie die grond slaan om met U te ontmoet, om met U te bid,
en om naby U te wees, dat hulle dit sal deel met hulle familie, dat ons familie sien wat met U besig bly. Mense wat sê, hey, ek wil myself laat doop, ek wil alles vir Jesus gee, en ek wil hê my vriende, my familie moet daarvan weet, ek wil hê die dorp moet daarvan weet, want my missie is, dat ander mense, naby aan Jesus, sal leef. Mag dit so wees, en mag dit alles wees, tot U eer, Here Jesus, ons het U so lief. Ons bid dit in U groot en heilige naam alleen, en ons sê, Amen.